Die gaan iets aan doen. Deze gaan leren. Maar moet je niet gaan jullie echt nooit, dat gaat niet oké. Als je een kort dit is eigenlijk jullie achter. Stop. Ja, die nog goed. Die vallen uit. Harap je dan niet. Maar wacht even, die brede vonden. Geen ja. Lawaai dat is jullie vlot, hè? Dat is klaar. Ja. Lijkt je ook allemaal. Ik heb goed gehoord, dat is niet hoe lang dat is. Surprise, surprise! Dat je niet. Dat je Hoor ik hoe mond is honger. Dat is een twee bij help om die bijen te gaan. die half weer gebruikt. Ja. Komt je half weer heen. De koe weer van Husky. Maar hier van de kant af. Die diamond klaar is. Ik maar even. Hier, wat gaan er hier van morgen af? Maar dat is goed. Dit is Bob. Ja. Ik heb blijkbaar niet al hier op de stoeliepaard. Wacht nog alleen het nog mee. Dat is niet belangrijk. Daar is bij die wat nog niet komt. Ja, hallo. Ja, ik kom gewoon niet in. Ja, omdat alles is het. Weet je hoe groot het is? Oma is slim. Oma snapt al alles. Was in de haren nog verrassen? Job maar slecht. Oh, zeg echt mij. Een man op de grond. Jezus, onze gids recht. Ik wil het niet al eens een keer vertellen. Ik heb een beetje verrassing. Ik wil bij je paar miljoen rand om meer vandaan. Die is een krap hoor. Of je moet de stop niet pakken. Nog 75 jaar gepakt? Dat was de stop niet pakken. Gelijk. Ik ga, mag je zo volgende een paar jaar leggen. Ik ga achter. Ja, nou recht. Nou, recht. Nou, nee, stop. De whisky er ook in. Ja, dat. Voor mij niet. En dan mag je whisky gaan. Ja, dat moet ook op jou. Allemaal hier doen, ja. Klemmen, start! Ah, kom hier! Waar ga jij?
stap tussen te halen. En wat is de background terug geworden? Je weet? Maar ik bedoel, hier was het de background terug voor. Wat van nou in Jezus de eerste 2 weken met echt gebrengd. En dan kan je hem praktisch. De eerste 2 weken gebrengd en daar maak je. Redden, dan krijg je het weer afgeschreven. Kijk, dat we. Die komt wel uitgestapt, maar ik zie die kan niet klap. Kom maar aan. Wat zit bij jou lekker? Right, allemaal in zitplekken. Ik dink dit is ons allemaal 'n baie jeuglike oggend. En dan is dit 'n bietjie voortydig. Die werklike verjaarsdag is die 2 November, maar om so 'n klomp mense bymekaar te kry is 'n groot challenge met al die susters en mense wat die ding gehelp organiseer het. Geluk aan julle organisasie vermoë. En baie geluk aan Zelda en die ander wat gehelp het om die tafel so mooi reg te kry. En geluk aan Pa, dat jy vir ons geleentheid gee om by mekaar te kan kom. So, dis dan, maar vergeet die datum, dis amptelik die 75ste verjaarsdag van Pa vandag. En ek dink voordat nou begin gesellig raak en mekaar geniet, gaan ek elkeen van die kinders praat. Die eie kinders, om net so kortliks, elkeen op sy eie. Net te sê, hoe onthou hy Pa, wat het Pa vir hom beteken in sy lewe. En ek dink ons begin by jong, Hannevie, klim maar af die camera aan. Video speeches. Wow, dit is wel baie lekker om te vandag. Dankie. Ek kan alles sê met alle moeilike dinge uitdink om te sê. Ek kan onthou, wat ek kan onthou is, ek wou eintlik 'n streep op hierdie getrek toe hy gedoop is. En hy het my kwaad gemaak, dus ek nie die bieter aan in die doopbad nie, dit was nie winter. En maar ek het bepaald opgehou om te kyk hoe slaan die asem weg. Dit was nie welkom. En dit was baie so moeilik, maar daar kon nie woorde uitkom. Nou ja. Ek kan dit dink ek is my hoogtepunt. Ek moet dan onthou, buiten aan Pa vir my baie beseer kan en raad gee en maar ook, dankie vir alles.
en voordat dit te moeilik maak vir die res. Geniet die kaart, geniet die res van die tyd, die volgende 28 jaar, vandaar kom ons weer 50 jaar gepaard jou, en hoop alles wat mooi is kom na julle kant. Wat nee, Henny. Wat Henny? Henny? Jou werker agter. Die hele plekje. Hele plekje daar. Nee, slecht zijn van je pa niet waar, hè, niet? Dat wil ik mooi praten, mooi doen. Dat wordt van niet slecht dat goed zijn, niet waar? Nou, ek is seker van die bevoorregte kinders om hulle die by my te kan hê en op die poort en op die stadium toe ek die klou gehad het power my gehelp, so hy nie eerste keer het nie die bediening uitgegaan het en daar was baie wonderlike tye as kind ook, maar dit was ook vir my 'n groot hoogtepunt van daai tyd gewees want hy was nie net alleen 'n pastoor en hy kon toe elektriese werk ook doen. Dit vir my baie kosbaar gewees dat hy bereid was om vir my te help en te leer. En ek het altyd gesê, jy weet, dit is maklik om in die bediening te wees en 'n Christen te wees. Die buitekant is dit nie so maklik nie. En daar het ek gesien dat hy die teendeel ook bewys het dat dit kon maklik was om op die buitekant ook 'n Christen te wees. En die vrug van die Gees wat hy deur sy hele lewe geopenbaar het, is seker die mooiste eienskap en die ding wat my altyd sal bybly, dat hy altyd die liefde van die Here uitgestraal het, sy hele lewe lang. En daar was baie keer moeilike omstandighede, jy weet, mens maar werk en dit is warm en sweet, dan kan mens baie keer ongemaklik en moeilik raak. Maar deur alles het hy altyd kalm gebly, en altyd vriendelik gebly, en altyd al die vrugte van die Gees het hy geopenbaar, en dit was my daar baie kosbaar, en dit sal ek altyd admireer, van hulle as ouers vir die geestelike voorbeeld, en vir dit wat hulle nie, die geestelike vader wat hy was, dit is ook 'n ering vir die hemelse vader, want as jy op die aarde dan so goeie vader het, dan is het soveel makliker om die hemelse vader te kry, daarvoor wil ek van baie hulle as ouers Dit is vir my altyd, as ek dink aan kinderjare, dan een van die dinge wat my bybly, is in die oggend as ek bepaal moet op baie tyd na die skool te gaan en die program wat op die radio was van die fluitie en al die goeders en nou die dag die speel hulle weer, so dink ek nou dadelik terug aan daai dag. En die standvastigheid het pa altyd vir ons was, en dit ek maar verskriklik vasgesit, maar dan was daar ook so cool atmosfeer hier so langs aan wat ek weer die vure kon doodmaak. En dit is al die mooi goeders, en weet as ons nou so rondgaan in die mense, die ou gemeente hier sien, ons sê hulle altyd vir my, hier is jou pa, dit was so, hy is nog mense die so, hy is nog die waarheid gesê en alles. Ek is altyd baie trots op, maar dan wil ek net vertel, amper al 20 jaar terug en dat van ons saam met vader by allemaal skraal daar vakantie aan die boot en vader gesê, hy wou daar die kant van jou skiet. En nie, hy was ook daar by daar. Dan was redelijk bezig geweest, die waterskiet was maar bobberig. Ek het gesê, Here, wat klim daar achter die skiet en hy het hulle en elke keer soos wat met allemaal wat leer skiet, gaan die bene ons net so oop elke keer. Later om te sê, nee, want hy dink in elk geval, hy sien as Christus skiet, die een skiet is baie makkeliker. Hy gaan nou om een skiet. Probeer verduidelik, een skiet is eindelijk baie moeiliker. Maar hy het gesê, nee, hy sal sommer met een skiet rechtkom. En nou nadat hy nou 'n paar keer dit ook nie van recht, en sê, goed, hierdie woord wat hy nie so vast had, dit sal hy nou doen.
Christus sê toe vir hom, maar as jy nou agter op daai bord lê en jy hou die skientou vas, dan kan jy nie klikkings gooi nie, so hy gaan kop so draai by die kant. Al wat hy moet doen is los net die skientou wat hy nou dink hy kan doen. Maar hy hou, en nou is die soms en hy hou. Christus sê later wat hy kan nie voel op al geniet die doen. En hy hou. En die water stonk so, maar ronde vir ronde hou pa. En toe op 'n einde, ten laaste, toe hulle weer so kant toe kom, toe rol pa, maar dit is net bene en borde en toue en alles. En hy is moeg gery. Toe hy by die kant kom, toe sê ek vir hom, maar jy kan dit vir my dood uit. Ek dacht, ek weet nie dat ek dat afgeloop nie. Dis so pa, baie dankie vir alles. Harry, daar ben je vanuit draaien wat je... Ja, ek het so baie om te vertel, julle gaan middag eet in plaas van ontbyt. Maar ja, dit is, ons kan seker tot regtig tot volgende verjaarsdag sit en vertel oor al die geestelike seëninge wat ons uit sy lewe uit kon leer. En my wat ek nou is, en ek het 'n baie berading hier. Soveel verskillende mense wat daar sit met 'n vaderfiguur en dan dink ek altyd aan myself, ek is een van die min bevoorregte mense om 'n vader te hê wat so naby aan my jongste vader se figuur kom. Dat dit nie vir my ooit moeilik is om die Here as my vader te ken of te ervaar nie, omdat ek net altyd hier wonderlike dinge doen. So kan ons maar aangaan oor baie geestelike seëninge en voorbeelde wat ons uit die huis uit geleer het uit pa se lewe. Almal sê altyd as daar een is wat hemel toe sal gaan, dan sal dit pa wees. En ons sal seker nie daar kom omdat ons pa se kinders is, ons moet seker ons eie uit genade daarkom. Maar ja, soos Peter ook sê, pa het so groot geloof, dat pa glo dat hy eens keer sal regkom. En ek onthou jare terug, ek dink baie van die familie was daar 1 jaar by Rob Ferreira 1 Desember. En toe ons vleis braai, jy weet ons dan al die vlees rondom die vleis braai. Maar sy geloof is so sterk, dat hy sê, ons het nie gif daar nie, maar as ons net suiker vat en dit rooi maak, dan sal die vreem. Dit is nodeloos om te sê, daai een keer het sy gedoen om die steek. Toe ons vanoggend hier na toe ry my skoonma, dit gaan met 'n blyle kan wat die lees vanoggend. En Adams, hy het nog nooit 'n motorongeluk gemaak. Maar hy kan baie vinnig ry en draai. En ek sal nooit vergeet, ek kan nie onthou was dit daar tussen Newcastle se werk of waar het ons saam in 'n kar gery en hy bestuur, maar hy ken nie draaie. En hy vat hulle verskriklike vinnige spoed. Nou ek dink om een van daai draaie is dit ook nog bekend as die draai van die dood, of daar's elke dag op ons dood. Dus hy sê my pa, Adams, bietjie stadiger, maar vat hy so na sy plek. Maar hy ken die pad en hy gaan net aan, want hy's nog doof ook. Toe hy sien hy reageer nie en hy raak benut, ons kom nou by die draai van die dood, sê hy, Adams in die naam van die Here. Ek wil net vanoggend Jasper het net self vertel gesê, alles wat julle hier sien, het sy alleen gedoen. Ons was nie een naby om haar te help nie. En ek dink my pa kan sê, hy het 'n droomskoondogter. En ons is saam met al ons kinders, dankie vir al die skoonkinders na ons, maar Zelda, dankie vir vanoggend, jy het alles, en ek dink jy het jou help, en Wander, en Elraan. Dit lyk pragtig en ons sê vir jou ook dankie. En vir my pa, baie dankie vir wat hy, een ding wat ek net vir julle moet sê, ek het hom nog nooit hoor sleg praat van 'n ander mens nie. En as ons miskien 'n bietjie uithak, dan sal hy sê, hoi, dan weet ons, dit is nou klaar. En tye wat ons in groot krisisse was, het hy ons net bemoedig, nooit verwyder. En sy hoop aan sy sy ook. Sy verjaar nie vandag nie, maar ons weet, dit is sy wat sy arms omhoog het. Dankie, ek het amper Ek plaas op al die boetie sissies vir my, hulle kan lekker preek. Kom my predikants as huis uit. Ek dink is vir ons as kinders net 'n groot voorreg. Dus jy hoor altyd al die lofliedere wat mense oor mekaar besing, as mense reeds in die graf is. Maar ek dink die Here was ons gesin besonder goed gewees, dat ons kan almal vandag nog hier voltallig sit. Nie een van ons deur die dood weggeneem nie, dat ons dat ons ouers het. Wat gevorder in jare is, maar nie sieklik in hospitale sit of
nie goeie gesondheid het. Ek dink dit is vir my 'n groot dit is 'n aansporing nie. Ek hou nou nog nie van tuinwerk nie, maar om te sien dat my pa op 75 jaar vat hy nog my graaf en hy hardloop deur die tuin as dit speelietjies is. Ek dink as oudste het 'n ou partykeer ander ervarings as die ander kinders, want jy's die kind maar op almal oefen. En dan is op die stadium van jou pa se lewe wat hy self op moet sy voete vind in die bediening en daar's baie spanning en krisis.